net jou hand opsteek en sê, Koning, ek bring aan U die lof en die eer en die aanbidding van my hart. Net daar weer steek op jou hand en sê, Here, ek wil vanmôre U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid, ek wil U verheerlik, ek wil my verlustig en verbly in die Here. Ek wil vanmôre aan die begin van 'n nuwe jaar wil ek kom oorgee, Here. Ek wil myself tot U beskikking gee. Here, hier is ek, hier is my lewe. Ek gee volkome oor in Jesus naam. Dankie dat U my ken, my hart ken, my lewe ken, my omstandighede ken. Dankie dat U weet presies, U verstaan. Word verheerlik vanmôre, Vader, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, U kan die sitplekke neem. Mag die Here U ryklik seën. Kan jy glo, dis die eerste Sondag van 2026. Jy sal moeg nog voor jy begin het. Ons is so bly jy is vanmôre hier. Dankie dat jy gekom het. En ek bedoel dit uit my hart uit. Dankie dat jy vanmôre hier is. Mag die Here se naam verheerlik word. Mag jy vanmôre huis toe gaan met 'n boodskap in jou eie hart. Mag jy vanmôre weet dat die Here is Immanuel, God met jou. Amen. Jy moet vanmôre vir jouself kan sê, die Here is lief vir my. Wanneer laas het jy vir die Here gesê, jy's lief vir hom? Hallo? Wanneer laas jy gesê, wil jy nie net sommer nou, terwyl jy 'n kans het, net daar waar jy is, net vir die Here sê, Here, ek bemin U. Ek het U lief met my hele hart, met my hele wese. Ek wil vanmôre aan U my lofoffer bring. Amen. Dis lekker om vir die Here te leef. Dit gaan bietjie meer oortuiging kos as dit. Dis lekker om vir die Here te leef. Dis lekker om vir die Here te leef. Dis lekker om vir die Here ons alles te kan gee. Amen. Dis lekker om saam te kan wees. Nou ek wil graag hierdie eerste Sondag van 'n nuwe jaar, dink ek is belangrik dat ons vir mekaar sal sê, waarmee gaan ons wegspring? Nou, ons gaan hierdie jaar, en ons sal dit so oor 2 weke, sal ons meer daaroor praat, maar ons wil fokus op Jesus Christus. Ons wil fokus op Jesus. Nou, wat beteken fokus? Fokus beteken alles anders word dof en jy's op een ding ingestem. En ons is hierdie jaar, wil ons fokus, ons wil ons oë vestig op Jesus Christus, die begin en die volleinder van ons geloof. Amen. Ons wil graag, ons fokus vir hierdie jaar, wil ons graag vanmôre instel, sodat ons hierdie jaar kan wegspring met die wete. My fokus is nie op ander goed nie, my fokus is op die regte plek, Jesus Christus. Amen. Nou eet nou nie 'n blaadjie nie, as ek reg is. Daar's nie blaadjies vanmôre nie. Julle sal moet wag tot oor 2 weke. Ek sal hierdie week maar mooi praat, dat hulle volgende Sondag vir jou 'n blaadjie het. Maar ek gaan nou nie al die skrifgedeeltes lees nie. Kom ons sê gou vir mekaar. Party mense wil dit afmaak, asof dit net nog 'n jaar is. Maar God herken tydperke van mense. En in die begin van 'n nuwe jaar, gaan nie sommer net verby nie. Hallo? Die begin van 'n nuwe jaar, God self bring nuwe goed, 'n nuwe jaar. En ons eerste Sondag van 'n nuwe jaar, is nie maar net nog 'n dag nie. Dit is nie net nog 'n dag nie. Dis 'n geestelike ankerpunt. En wanneer ons vanmôre hier stil word, en bietjie ons oë begin fokus, ons periskoop instel op Jesus Christus, dan wil ek vir u sê, dis 'n geestelike gebeurtenis.
Daar's 'n ou Afrikaanse spreekwoord wat sê, goed begin. Waar is julle Afrikaners? Goed begin is half gewin. Het jy al daarvan gehoor? Goed begin is half gewin. So, hoe jy hierdie jaar begin, bepaal dikwels hoe die jaar vir jou gaan wees. Goed begin. Goed begin. Weet jy wat? Die wêreld sê 'n nuwe jaar, 'n nuwe jy. Dis wat die wêreld sê. Maar ons as gelowiges en veral die woord sê 'n nuwe jaar, dieselfde Jesus. Is julle nog hier? 'n nuwe jaar, dieselfde Jesus. Hou jou oë op hom. Fokus op hom. 'n nuwe jaar sou niks beteken as jy net op jouself fokus. Maar 'n nuwe jaar met dieselfde Jesus. Onthou, wie is Jesus? Hy's gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En Jesus wil nog altyd vir ons goed wees. Weet jy, ons het baie waarop ons kan fokus. Kom ons wees gou eerlik. Selfs as kinders van die Here, daar's baie goed waarop jy kan fokus. Baie goed. Dink bietjie hieraan. Miskien terwyl jy vanmôre hier sit, dan dink jy aan jouself, of jy dink aan jou besigheid, of jy dink aan jou werksomstandighede, dan's daar finansiële uitdagings. Hulle gaan wonder, selfs op die advertensie, noem hulle dit mos Januarie. Want jy worry oor Januarie. Hulle sê, in Januarie is alles okay, is net die laaste 6 weke wat moeilik is. Luister, jy kan op baie goed fokus. Jy kan fokus op hierdie uitdagings. Jy kan fokus op jou gesondheid wat dalk nie vanmôre so wonderlik is nie. Net so terloops. 'n Mens se finansiële omstandighede kan oornag verander. Oornag. Jou gesondheid kan in een oogwink verander. Jy weet, vanmôre terwyl ek hieroor dink, toe dink ek, daar's mense wat laas jaar hierdie tyd geleef het, maar wat nie vanmôre leef nie. Hulle is intussen dood. Is dit nou depressie? Kom ek sê vir jou familie kan in een oogwink verander en kan jou fokus wees. En ek is nie 'n doemprofeet nie, maar weet jy wat, daar's geweldige onsekerheid in ons land. En dit voel vir my, as ek dit verwag van die regering, is dit presies die teenoorgestelde wat hulle gaan doen. Dit voel net asof hulle die vermoë het om die verkeerde goed te doen. So daar's onstabiliteit, daar's onsekerheid. Of miskien kan jy vanmôre fokus op persoonlike drome. Miskien het jy 'n droom waarop jy wil fokus in 2026. Of miskien is daar vanmôre 'n klomp angs en vrees by jou. Ek wil vanmôre vir u vra, daai goed kan nie jou fokus wegvat nie. Jou fokus moet bly op Jesus Christus. Jou fokus moet bly op hom. Die skrif roep ons op tot 'n eenvoudige, kragtige besluit. En ek wil hê jy moet vanmôre hierdie besluit in jou eie hart maak. 2026 gaan ek fokus op Jesus. En kan ek vir julle sê, kom ons stop gou hier. As ons dink aan wat die Here vir ons instoor het, God se plan vir jou lewe is van voorspoed en nie teëspoed nie. Van vooruitgang en nie ondergang nie. Hy het vir jou 'n hoopvolle toekoms en nie agteruit gaan nie. As ons dink aan dit wat God vir my instoor het, moet ek besef dat God het die beste vir jou en my.
Maar ons sal moet op 'n plek uitkom waar my prioriteite en my fokus verander, waar my fokus op Jesus Christus. Luister, jy kan nie langer net aangaan en doen wat jy voel die regte ding is. Jy sal moet tot stilstand kom, fokus op die Here. En sê, Here, wat wil U vir ons hê? So, kom ons sê gou vir mekaar. Eerstens, hierdie jaar begin met volharding. Ek het verlede Sondag, of wanneer was dit? Wanneer was ons in die kerk? Woensdag. Woensdag het ek gesê, ek is baie opgewonde vir 2026. Baie opgewonde. Maar, kan ons vir mekaar sê, hierdie jaar gaan volharding vereis. Ons sal moet begin met volharding. Weet jy wat? Jy sal eintlik so 'n plek moet kom, en ek weet nie wat om dit anders te noem as cheeky geloof nie. Daai geloof wat sê, man, jy kan doen wat jy wil. Die Here gaan my help. Jy kan aanvang en jy kan tantrums gooi, maar die Here gaan my help. Jy sal moet op 'n plek kom waar jy die jaar begin met daai volharding. Weet jy wat? Jesus is die een wat voor ons uitgaan. Jesus is die een. Hoor gou wat sê Hebreërs 12. Hy sê, laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hy sê nie, ons kan maar net so, luister, iemand wat maar net so aangaan, mog getroffe, so 'n persoon gaan nooit iets kry wat regtig die moeite werd is. Dit kos iets om iets te kry. En elke jaar kom met sy eie wedloop. Kom, ek wil vanmôre gou vir jou sê, ek het ervaring, 2026 is nie 2025 nie. Dis nie dieselfde nie. Jy moet hier dit vir jouself uitmaak in jou eie hart. Weet jy wat? Ek en jy kan nie kies in watter baan ons in hierdie jaar gaan wees nie. Maar ons gaan kies hoe ons gaan hardloop. Ons kan kies om met volharding te hardloop. En waarom moet ek en jy met volharding hardloop? Waarom begin ons met volharding? Dit wat ek in my eie gees ervaar, wat hierdie jaar die verskil in kinders van die Here se lewens gaan maak, of tussen kinders van die Here en ouens wat dink hulle is 'n kind van die Here, is volharding. Volharding. Weet jy wat? Hierdie jaar gaan 'n jaar met uitdagings wees. Uitdagings. Nou, vir my, en vergewe my dat ek so platvloers praat, maar uitdaging, die Engelse woord challenges, is eintlik, beskryf dit beter. Uitdagings. Hierdie jaar gaan uitdagings bring. Tweedens, hierdie jaar se geloof is nie passief nie. Dis nie geloof wat sê, ag, die beste sal gebeur, en ons, nee, luister. Geloof is aktief. Geloof is werkend. Geloof is aksie. Derdens, geestelike groei kom deur deursettingsvermoë. Kom ons sê gou vir mekaar, my geloof word sterker as my geloof gestretch word. Is julle hier? My geestelike groei, as hy onder druk is, floreer hy. As die uitdagings groot is, het ek die beste kans om die beste ek te word. Maak dit sin? Die goeie nuus is, jy's nie alleen nie. Jy hardloop nie alleen nie. Die goeie nuus is, hy is steeds Immanuel, God met jou, by jou, saam met jou. Hy neem jou by die hand. Jy moet net bewus word, o Here, ek is nie alleen nie. U is by my.
Kom ons maak 'n praktiese voorbeeld. Kom ons maak hierdie bietjie prakties. Eerstens, ek voel skaam om hierdie goed vir u te sê. Maar as jy in die oggend wakker word, moet jy met die Here praat. Jy moet met die Here praat. En jy sal moet vir die Here sê, Here, gee my volharding vir vandag. Soos op 'n maandagmôre, as jy wakker word, Here, gee my volharding vir vandag. Maar nie net vandag nie, gee my volharding vir hierdie week. Gee my volharding vir hierdie maand. Jy sal moet op 'n plek kom waar jy met die Here praat en hom vra, gee my volharding. Skenk aan my volharding. Eerstens, tweedens wil ek vir u vra. Ek het 'n ervaring dat die Here die gemeente wil gebruik om mekaar aan te moedig en te bemoedig en mekaar by te staan. Ons kan nie probeer om alles alleen te doen nie. Ons sal mekaar moet ondersteun. En al is dit buite jou gemaksone, jy sal moet in die gemeente betrokke raak. Jy sal hier moet wees waar jy vir mense iets kan doen en beteken. Ag pastoor, ek het niks nodig nie, maar jou broer wat langs jou sit, hy het jou nodig. Ons kan nie alleen nie. Ons hardloop saam met ander broers en susters. Ons is die liggaam van Christus en die liggaam is nie uitmekaar nie. Die liggaam ondersteun mekaar. So behalwe dat ek daagliks met die Here moet praat, moet ons mekaar ondersteun. Weet jy wat? Ons sê dit nie genoeg nie. Maar daar is nie 'n groep mense in Suid-Afrika meer as die kinders van die Here in Suid-Afrika nie. Ons is steeds in die 70% van ons land. Daar's geen politieke party wat soveel steun van sy mense of sy kliënte het as die ondersteuning van die kinders van die Here nie. Ons moet dit net prakties begin toepas. Tweedens, om hierdie jaar met volharding is die eerste. Die tweede belangrike ding is ek moet ontslaa raak van hierdie pakkie wat ek dra. Hierdie pakkie wat ek dra. Verwyder die las. 'n Nuwe jaar vra 'n nuwe vasbyt. Wie van u as mans kan nog onthou daai woordjie vasbyt? Ons hoor dit nie meer deesdae nie. Kan jy nog vasbyt onthou? Lank gelede. Jare gelede. Hallo? Jare gelede. Selfs die voertuig was vasbyt genoem. Kan jy onthou, Tinus? Weet jy wat? Vasbyt. Hou aan. Luister, Hebreërs 12 vers 1 sê, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons elke las, al hierdie bagasie, al hierdie goed wat ons saam met ons dra. Luister, kan ek gou vir jou sê, wat jou lewe gaan verander. Ek dink dit was Jean-Louis wat gisterand vir my sê, iemand sê op Facebook, hy het groot nuwejaarsvoorneme gehad, maar hy moet sê, hy sal moet wag tot volgende jaar, want hy het dit klaar gebreek. Weet jy wat? Ons beplan nie ons lewe volgens nuwejaarsvoorneme nie. Nuwejaarsvoorneme as jy gelukkig is, hou tot Februarie. Maar kom ons sê gou vir mekaar, kinders van die Here begin hulle lewe met oorgawe. Hulle gee oor aan die Here. Hulle kom op 'n plek, ons as kinders van die Here, leef nie net ons lewe met oorgawe nie, ons lewe met gehoorsaamheid. Ek doen wat die Here sê. Daar's 3 laste wat baie mense dra. Eerstens is dit die las van skuld. En ek praat nie van geld wat jy vir ander mense,
Ek praat van skuldgevoelens. Jy loop met 'n skuldige gewete. En die Here wil jou in 2026 wil hy jou vrymaak van al jou skuld. Hy wil jou losmaak, hy wil jou uit daai tronk van skuld en skuldgevoelens wil hy jou uithaal. Hy wil jou op 'n plek bring waar jy daai las kan aflê en nie langer leef onder die juk van skuldgevoelens. Die Here wil hê jy moet in 2026 vrykom van al daai skuldgevoelens. Luister, hoe kan jy skuldig voel? Kan ek gou-gou afwyk van my boodskap? 1 Johannes 1 vers 9 sê. 1 Johannes 1 vers 9. Wat staan in 1 Johannes 1 vers 9? Juist as jy apostolies behoort het, daai skrif te ken. 1 Johannes 1 vers 9. Kom aan. As ons, daar sê Daniel, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe en ons van al ons ongeregtigheid te reinig. Nou, ek het nie nou tyd om vir te verduidelik nie, maar daai tyd wat gebruik word, in Afrikaans en Engels het ons net 3 hooftye, verlede, hede en toekomende tyd. Maar in Grieks is daar 16 hooftye. Nou, in Grieks praat hy van hede, voortdurende en toekomende tyd. Iets wat nou begin en voortdurend aanhou in die toekoms. So, as ek my sonde bely, dan is hy getrou en regverdig om my te vergewe, hede, voortdurende en toekomende tyd, en my van alle ongeregtigheid te reinig, voor hede, voortdurende toekomende tyd. So, as ek vanmôre God se kind is, en ek is gewas deur die bloed van die lam, en my lewe behoort aan hom, word ek nie net vandag nie, maar voortdurend in die toekomende tyd, word ek gereinig en geheilig, en gewas en skoon gemaak. Ek leef nie met skuldgevoelens nie, want ek is rein. Die Bybel sê, ek is sonder rimpel en sonder vlek. Pastoor, beteken dit ek gaan nou nie meer foute maak nie. Nee. Maar God kyk na jou via die bloed van Christus. En die bloed maak jou volkome vry. Amen. Ek weet, hierdie is prikkel teen die godsdiens. Maar is die waarheid. So, eerste, die Here wil hê, daai las wat ek dra van skuld, moet ek ontslaaf raak. Tweedens, daai las van teleurstelling. Daai las van teleurstelling. Luister, as ek terugkyk na 2025, stop gou hier, kyk, vergeet nou van die, jy gaan dit nou weer kan sien. Kyk gou vir my. As jy terugkyk na 25, was daar goed wat nie so wonderlik geloop het nie. En jy voel eintlik teleurgesteld in jouself, want jy het foute gemaak, of dat goed gebeur, of mense het jou benadeel. Luister, ons sê ons las, daai las, gee ons. Ons laat dit gaan. Ons verwyder daai las van ons. Maar daai teleurstelling van 2025 bepaal nie die sukses van 2026 nie. Is jy by my? So, die ou jaar hoef nie die nuwe jaar te definieer nie. Derdens, baie leef onder hierdie las of hierdie juk van vrees. En vrees is die ding wat die meeste mense onderkry. Kom ons sê gou vir mekaar, hoe raak ek ontslaaf van vrees? Kom ek sê, as jou verhouding met die Here reg is,
is julle hier, as jou verhouding met die Here reg is, dan is jy voortdurend bewus van die liefde van die Here. Weet jy wat, jy kan so opgestres wees, jy kan so paniekerig wees, so angstig, so vreesagtig, maar die oomblik as jy stil word en jy gaan sit voor die Here, raak jy bewus. Jy raak nie net bewus van sy grootheid en sy majesteit en sy heerlikheid nie, maar jy raak bewus. Die eerste ding wat hy vir jou sê is, ek is so lief vir jou. En daai liefde verdryf die vrees. Want die Bybel sê so. En Johannes is baie duidelik. As hy in my is sy liefde in my. En die liefde van God verdryf die vrees. Die Bybel, die vorige vers sê, ons het die liefde van God tot ons leer ken en geglo. Hy wat in die liefde is, vrees nie. Amen. Die liefde verdryf die vrees. Dis die eerste belangrik. Die tweede belangrike ding wanneer dit kom by vrees, onthou, die Here is nie net Immanuel by jou nou nie, maar hy is ook al by môre en oormôre. En as hy dan die goeie, die mooi vir jou beplan, wil ek vir jou sê, as hy daai goeie vir jou instoor het, en sy liefde is tot jou beskikking, en hy is al by môre, en hy wil net die beste vir jou hê, dink jy nie hy is in staat om jou te help nie. So, verwyder daai laste. Derdens, fokus. Weet jy wat, daar's krag in jou oë. En ek praat nie van jou fisiese oë nie, ek praat van jou geesoë. Daar's krag in jou oë, as jou oë gefokus is op hom. Die krag van oë wat gefokus is op Jesus. Hoor gou wat sê vers 2. Hy sê, met die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Gou net vandag. Hoekom moet ek fokus, of waarom moet ek op Jesus fokus? Hoekom moet ek op Jesus fokus? Eerstens, hy lei die pad. Amen, hy is die leidsman. Hoekom moet ek op hom fokus? Hy lei dit. Hy lei my pad. Tweedens, hy voltooi wat hy begin het. Hy verander, nie soos die jaar verander nie, hy bly dieselfde. Vierdens, hy ken die einde van 2026 net soos wat hy die begin ken. Dis nie asof die Here met sy rug teen die muur staan en sê, jy weet, ek weet nou nie so mooi nie, ek het nou nie dit beplan vir Jan, Piet of Koos nie. Ek is in die moeilikheid, ek wonder hoe gaan ek om hier? Nee. God is God. Altyd in beheer. God is altyd God. Hy ken die einde sowel as die begin. En laastens, hy bewaak of hy bewaar jou, al weet jy nie wat kom nie. Hy is in staat. Jy moet net die Here vertrou om te sê, Here, hierdie situasie kan ek nie uithelp nie. U moet my help, u moet my beskerm, u moet my bewaar, u moet die hand oor my hou. U is die bewaker wat nie sluimer of slaap nie, maar hy is wakker oor die woord om dit in my lewe te volbring. Wanneer ons op Jesus fokus, gebeur die volgende. Wanneer ons op Jesus fokus, eerstens, die storm verdwyn nie noodwendig nie. Onthou jy die disippels, toe hulle in die boot is, en Jesus kom na hulle toe aangestap, hulle paniek en hulle vrees en hulle benoudheid, het nie gemaak dat die storm ophou nie. Die oomblik toe hulle Jesus raak sien, toe begin alles te verander. En ek wil vanmôre vir jou sê, jou storm gaan nie altyd verander nie, maar jy sien hom bo die storm.
Ek sien nie die storm nie, ek kyk verby die storm en ek sien Jesus aankom. En hy's die antwoord. Tweedens, jou onsekerheid verdwyn nie altyd nie, maar jy sien, hy is in beheer. En jy weet, die wonderlike is, God hoef nie hard te werk om goed te laat verander nie. Hy spreek net 'n woord en hy sê, ek wil wees genees. Hy sê net, word stil. En alles word stil. Die uitdagings verdwyn nie noodwendig nie, maar jy sien hom al hoe duideliker bokant die uitdagings. Ek wil jou vanmôre aanmoedig. In hierdie jaar wat voorlê, ontdek die krag van fokus op Jesus. Ontdek daai krag. Man, as die storms, sê bietjie vir jou, as jy bid, en jy sien hierdie storm, sê, Here, wys my waar is U, laat ek U kan raak sien. Vierdens, ek het dit verlede week ook gesê, ek wil dit graag aangaan hiermee. Ons lewe 'n lewe bo. 'n Jesus gedrewe lewe. 'n Jesus gedrewe jaar. Hoor wat sê Kolossense 3. Hy sê, soek die dinge, kom aan, help my. Soek die dinge daarbo. Bedink die dinge. Ek moet dit soek en bedink. Hierdie jaar moet my prioriteit nie aards wees nie, moet hemels wees. Dit moet nie die tydelike wees nie, dit moet die ewige wees. Dit moet nie op die omstandighede wees nie, dit moet op die gewer wees. Dit beteken, soek die koninkryk. Dit beteken, begin elke dag met gebed, eerder as bekommernis. Ons is al meesters in bekommernis. Nou nie jy nie, maar iemand anders. Daai broer of suster daar naby jou. Man, ons is goed om te bekommer. Kom ons wees gou eerlik. Party van ons, daar kan net 'n klein dingetjie gebeur en jy sal by die begrafnis. Ons gedagtes kan met ons weghardloop. Kom aan, wees gou eerlik. Maar weet jy wat? Begin eerder die Here vertrou in gebed. Weet jy wat? Niks kan verander voor jy nie bid nie. Jy het nie omdat jy nie vra nie. So, stop die bekommernis en begin vra. Derdens, lees die woord eerder as wat jy ander goed lees. Lees die woord, want die woord is lewend en kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Die woord bou geloof, wek geloof. Die woord wek vertroue in jou hart. Jy kan eerder vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat wil jy ek moet doen? En ek kan nie altyd doen wat reg voel nie. Luister, jy kan nie altyd doen wat reg voel nie, want baie keer voel jy verkeerd. Dis dan nou persoonlik, né? Baie keer voel ek verkeerd. En baie keer is my gevoelens so, ek soek net en ek verwag net gevoelens wat my gemaklik maak. Ek is in 'n comfort zone. Amen. Wees gou eerlik. Weet jy wat? As ek my fokus begin swaai en my fokus daarbo, dan begin ons anders leef. Ek begin anders leef. Kom ons sê gou vir mekaar en hier, ek wil vinnig gaan want ek wil afsluit. As ons fokus daarbo hou, leef ons anders. Hoor gou, ons leef meer met vrede. As my fokus op die Here is, dan leef ek met groter vrede. Wat doen bekommernis? Maak jou angstig, maak jou benoud,
maak jou vreesbevange. Bekommernis maak dat jy op 'n plek kom waar jy sê, ek weet nie, verwar my, dit jaag my in verskillende rigtings, ek kan nie in die nag slaap nie, en in die dag as ek moet werk, dan slaap ek. As my fokus daarbo is, kan ek met meer wysheid leef, met meer vasberadenheid, met meer gehoorsaamheid, met minder afleiding van hierdie wêreld en 'n gefokusde lewe wat gedrewe is deur Jesus Christus. Die laaste punt. Wat is die resultaat? Die resultaat, as ek my oë fokus op Jesus, is 'n vasberade, vrugtevolle Christen in hierdie nuwe jaar. Kom ons sê gou vir mekaar, nou party van ons is meer vasberade as ander. Weet jy, as jy die Bybel lees, ek weet nie of jy dit al raak gelees het nie. Paulus is baie krities oor die Griekse vrouens. Ek praat uit die Bybel uit. Paulus is baie krities oor die Griekse vrouens. As hy praat met die Griekse gemeentes, dan sê hy die vrou moet onderdanig wees aan die man. Ken jy 'n Griekse vrou? Tweedens sê hy, wanneer sy in die kerk is, bly sy stil. Want Griekse vrouens kan praat. Luister, maar hulle is vasberade. Jy vat nie aan 'n Griekse familie nie, want dan het jy met die Griekse vrou te doen. Is amper soos hier in Rustenburg, kan ons dit plaaslik maak. Jy vat nie aan 'n myner nie, want pas op vir sy vrou. Want hulle is vasberade. Maar weet jy wat, as jou oë gefokus is op Jesus, is jy nie net vasberade nie, maar jy is vrugtevol. Wanneer Jesus die middelpunt van jou fokus is, verander nie net jou lewe nie, jou jaar verander. Weet jy wat? Jou geloof word sterker, jou huis word meer vol vrede, jou denke word helderder, jou besluite word wyser. Jou getuienis word duideliker. Jou hart word sagter. Jou identiteit in Christus word vaster. Ek wil jou aanmoedig. Hierdie nuwe jaar word nie makliker nie. Dit word heiliger. Heiliger. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, God roep elke een van ons hierdie eerste Sondag van die jaar om 'n eenvoudiger, maar lewensveranderende besluit te maak. En ek wil jy moet net daar waar jy vanmôre sit, kom aan, sê 'n bietjie vir jouself en sê 'n bietjie vir die Here, ek gaan in hierdie jaar my oë op Jesus hou. Ek gaan leef met my oë op Jesus. 2026 is my jaar wat afgesonder is om te fokus op Jesus. Luister, om op mense te fokus gaan jou teleurstel. Om op probleme te veroorsaak gaan jou laat sink. Om op ekonomie te fokus gaan jou teleurstel. Om jou op jou eie emosies te laat fokus gaan jou so depressief maak soos jy nog nooit was. Maar as jou oë op Jesus is, kan ek gou hierdie sê, hy is die begin en die einde. Hy is en hy word genoem Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Kom ons sê vir mekaar vanmôre, hy is die herder, maar hy is ook die koning. Hy lei my, ja, maar hy regeer oor my lewe. Kom ons sê vir mekaar, hy is die lig wat die duisternis uitdoof. Kom ons sê vir mekaar, sy hoop wankel nie. Sy hoop wankel nie. Onthou hier daai koortjie, geloof. Kom, waar is die ou mense? Geloof
wankel nie. Vertrou die Here. Geloof wankel nie, maar hulle vertrou die Here. Luister, Jesus is die een wat saam met jou in hierdie jaar die pad gaan stap. Wil jy hom nie net 'n kans gee, en jou hand uitsteek en sê, Here, in hierdie nuwe jaar, hierdie eerste Sondag van hierdie nuwe jaar, wil ek my hande uitsteek en sê, Here, vat my swakke hand in die sterke hand, en lei my van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning. Here, in hierdie jaar 2026, is die jaar waar ek op U gaan fokus. Kom ons sluit ons oë. Net daar wie sit, sluit jou oë. Voordat ek gaan bid, sê Here, vanmôre wil ek my fokus instel op U. Ek wil fokus. My oog moet ingestem word. My hart moet sensitief word om U te sien en U te hoor. Dankie Here, dat ons in die begin van hierdie nuwe jaar ons oë op U kan vestig. Here, lei ons, vorm ons, bewaar ons, hou U hand oor ons. Laat U wil in ons huis, in ons planne, in ons werk, op ons besighede, in ons hart geskied. Here, laat 2026 die jaar wees waarin my lewe U verheerlik. Here, waar my lewe U koninkryk positief beïnvloed. Here, ek gee vanmôre oor. Gee my in U hand. In Jesus naam. Ek wil 2026 stap met my oë gefokus op Jesus Christus, die begin en die einde. Amen. Mag die Here ons oë